14 Augustus. Laat ons in die kruis van Christus roem. Ons moet nie op wêreldse wysheid roem nie. Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. Jeremia 9 vers 23. Mense moet hulle nie in hulle wysheid, hulle krag of hulle rykdom verheug nie, maar hierin dat hulle 'n kennis van Christus het. Hierdie kennis is die uitmuntendste, die kosbaarste wat ons kan besit. Dit is die pand van die ewige lewe. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige, waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Geld kan dit nie koop nie, die verstand dit nie begryp nie, krag kan dit nie beheers nie. Maar aan almal wat gewillig is om dit aan te neem, word die heerlike genade van God vrylik geskenk. Maar mense kan hulle behoefte ken, van selfstandigheid afsien en die saligheid verniet ontvang. Diegene wat in die hemel ingaan, sal nie met hulle eie geregtigheid oor die muur klim nie. Nog minder sal die poorte weens kosbare offergawes van goud of silwer vir hulle oopgaan. Maar hulle sal deur die verdienste van die kruis van Christus toegang verkry tot die baie wonings van die Vaderhuis. Die eie geregtige ken geen behoefte aan Christus nie. En wanneer diegene wat sy naam bely, hulle eie wysheid en goedheid prys, bewys hulle dat hulle hom nie ken nie. Sodra Christus in die siel geopenbaar word, voel die sondaar dat die lam van God sy enigste hoop op vergifnis vir sonde is. Let op sy reaksie, wanneer Christus sy liefde aan hom begin bewys. Baie wat vreemdelinge vir die liefde van Christus is, maak op hierdie ondervinding aanspraak. Maar as dit 'n mens nederig maak, as dit blyk dat die hemelse beloning vir hom van meer waarde is as sy aardse besittings, kan ons weet dat Christus sy siel met lewe bestraal. Sonder Christus is alle vorms van menslike wysheid dwaasheid. Want diegene wat op hulle eie wysheid vertrou, het die ewigheid buite rekening gelaat. Vir almal wat glo dat Jesus in staat is om almal volkome te red wat deur hom tot God gaan, is die evangelie die krag en wysheid van God.